Die oomblik toe Jesus sterf, het daar 6 kragtige, bonatuurlike dinge gebeur. Die natuur het in beweging gekom, die aarde het geskit, en ek wil 'n bietjie vir julle lees, want dit was vir my so insiggewend. Hoekom het hierdie goed gebeur? Is dit toevallig? En ons weet dat daar nie 'n toevalligheid by God is nie. En dis aangeteken. Die eerste een wat gebeur het, hierdie kragtige profetiese handeling, eintlik 'n boodskap vir elkeen van sy kinders is. Van 12 uur af het dit oor die hele land donker geword, tot 3 uur die middag. Teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die son en die aarde luister na God. En in daai oomblik, wanneer God eintlik sy seun verlaat, wanneer vir 'n kort oomblik, vir die volgende 3 dae eintlik, God weg is van die aarde, word alles stikdonker vir 3 ure. En julle weet, 3 is die getal van God. Stikdonker. Wat verstaan ons hiervan? Hoekom het dit donker geword? Hoekom het dit duister geword? Want God het amper die aarde verlaat. God het Jesus verlaat. En die aarde kon nie anders as om duisternis voor te bring nie. Want ons weet dat blomme en bome en die aarde en die sterre juig en verwag die koms van die Here Jesus Christus. Het is vir my interessant dat bome en die aarde en tye en seisoene en die wind is meer gehoorsaam aan God as wat mense partykeer is. Hoekom het dit donker geword? Wat sê dit vir my en jou? Die duister word in hierdie oomblik. En weet julle, die eerste ding wat na my toe kom van Goeie Vrydag is, sonder God is dit donker. Sonder lig is alles de mekaar. Jou toekoms, jou doel, jou bereikbaarheid, jou ewigheid. Alles verdwyn. Want duisternis vat lig weg. En dis hoekom het donker geword het. Want Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Die aarde het dit besef. Die son het dit besef. Die wolke het dit besef. En dit stikdonker geword. Mense probeer dit verklaar, maar dit is eintlik onverklaarbaar. Maar dit is asof God in simboliese taal vir jou en vir my kom sê, as Jesus nie in jou lewe is nie, is dit donker. In Psalm 36 vers 10 staan daar, in die lig sien ons die lig. Sonder hierdie lig is dit absoluut 'n rondval, 'n de mekaar wees, 'n nie sin in die lewe nie. Ek weet nie hoe voel jy vanmôre nie, ek weet nie of jy by die plek is waar jy sê, maar Here, wat is my doel op aarde? Waarheen is ek op pad? Waaroor gaan alles? Is dit miskien omdat daar nie lig in jou lewe is nie? Want donker maak alles de mekaar. Donker hou die toekoms van ons weg. Donker vat ewigheid weg. En dan is daar 'n tweede wonderlike ding wat ek vanmôre met julle wil praat, en dit is, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat dit in 'n mens se lewe donker raak? Partykeer maak 'n ou net een deurtjie oop. Gelowiges, maak jou een deurtjie oop en hy laat bietjie donker inkom, want ons wil tog mos graag ook voel hoe dit is in die donker. En donker het 'n manier om meer te word, om uit te kring. En voor jy weet, is daar meer as een area in jou lewe waarin donker. Baie ouens sê, nee, wat my geld betref, gaan die Here niks met my, ek gaan dit self. En dan maak hy deur oop vir donker, want wanneer dit oor geld gaan, dan besluit hy self. Of wanneer dit oor seks gaan, of wanneer dit oor die huwelik gaan, of wanneer dit oor my werk gaan, of wanneer dit gaan oor vergifnis, of wanneer dit gaan oor ek moet vryspreek,
Wanneer dit gaan oor, ek gaan nie haat nie, of ek gaan oordeel, ek gaan vergelding toepas. Elkeen van ons het 'n plekkie, waar ons die skreefie oopmaak en sê, nou, ek wil graag bietjie donker hier, ek gaan nie dit doen wat die Here vir my sê nie, en dan laat jy donker in jou lewe in. En dan word donker meer, en dan begin 'n mens die mekaar raak op die terrein, waarin jy donker begin toelaat. Want God onttrek hom. God trek terug, want jy wys hom terug. Hoe is dit met jou? Miskien moet jy vanmôre so 'n bietjie diep kyk en sê, Here, waar het ek donker in my lewe ingelaat? Want dan is Paasvrydag eintlik die wonderlikste dag vir jou. Want ons laat dit maar eintlik almal toe. 'n Bietjie donker. Ek gaan hier my eie kop volg. Ek gaan nie hier doen wat die Here vir my sê nie. Nee, wag, ek sal later weer. En dan het ons eintlik Paasvrydag nodig. Dan het ons die koning van alle konings nodig. Kan ek vir julle lees wat staan geskrywe in Johannes 3 vers 20? Kyk net 'n bietjie wat staan hierso. In Johannes 3 vers 20 staan daar, dit is die beslissende vonnis. Die lig het na die mense wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was boos. Elkeen wat doen wat sleg is, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie bekend word nie. So, as jy eers in die donker ingaan, dan is jy skaam. Jy wil eintlik nie daar uitkom en jy bly daar. Elkeen wat egter die waarheid beoefen, kom na die lig toe, sodat dit sigbaar word dat sy dade vanuit 'n noue verhouding met God gedoen is. Is dit nie wonderlik nie? En nou kom nooi die Here elkeen van julle weer. Ek weet nie hoeveel keer hy jou al genooi het nie. Ek kom nooi jou weer en hy sê, my liewe kind, ek wil lig bring. Ek wil die de mekaar wegvat. Ek wil vir jou rigting gee. Ek wil laat geld en huwelik en kinders en vriende en mense en kerk vir jou uitwerk. Maar net ek kan dit vir jou bring. Sonder my, donker. Toe Jesus sterf, duisternis oor die aarde. Dis wat God vir ons kom sê. Dis hoekom het donker geword het. Ek wil afsluit vanmôre. Kom uit die donker. Jy weet presies wat dit is wat baie keer donker in jou lewe veroorsaak. Jy weet wat dit is wat jy koester, en dis gewoonlik geheim. Dis gewoonlik ietsie wat jy skaam oor is. Jy wil eintlik nie laat dit uitkom nie. Jy voel onseker daaroor. En weet julle, die oomblik as donker besit neem van 'n mens, dan kan jy nie meer glo nie. Jy sukkel om te glo, jy sukkel om te hoop, en jy sukkel om lief te hê. Jy sukkel om rigting te kry. Maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie. Kan net in die lig beweeg. En daarom het ek nagmaal ook sommer saamgebring. En wanneer jy by die kruis van Christus kom deel en sê, Here, ek het donker in my, dan sê die Here, maar ek het gesterf vir jou donker. Ek het my bloed vir jou gegee en ek het my liggaam vir jou gebreek. En ek wil hê jy moet vanmôre nagmaal gebruik, sommer saam met jou gesin. En sê, sy liggaam is gebreek vir jou donker, sy bloed is uitgestort om lig weer in jou lewe te bring. Ek groet julle. Amen.